Susters, jong mense en kinders, in ons geleesde teksgedeelte vind ons die vroue, en dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue. Vanaf die publieke spektakel van die kruisiging na die meer private en stille oomblik by die graf van Jesus, waarin die vroue reeds vroeg na die graf gaan. Met speserye volgens die 1953 vertaling en reukolie volgens die 1983 vertaling. In hierdie wyse bly hulle getrou aan 'n antieke gebruik van die Jode om die liggaam van die ontslapene uit te smeer met speserye, oftewel reukolie. Om die reuk van die dood, die reuk van die liggaam wat ontbind het in die grond, net bietjie te beheer. Dat dit nie so sterk sal wees nie, dat dit nie geweldig sal stink nie. Maar ook op hierdie wyse bring hulle ere aan die ontslape geliefde. Dit dien as 'n manier om 'n geliefde in ere te begrawe. Aan die een kant stel dit tentoon dat hierdie vroue, hulle het al reeds verlief geneem, hulle het al reeds die lot aanvaar dat Jesus het afgesterf. Hulle het reeds vrede gemaak met die feit dat op die kruis van Golgotha het hulle Heer, het hulle leermeester, het hulle vriend, het hulle seun afgesterf. Hulle is nie dalk 'n opstanding te wagte nie. Maar broers en susters, aan die ander kant stel dit ook tentoon, en as te ware in teenstelling met die aksies van die disippels van Jesus, stel dit tentoon dat selfs na sy afsterwe het hierdie vroue 'n belang in Jesus. Selfs na sy afsterwe in die skadu van die kruis, waar Jesus as koning van die Jode gekruisig is in die publiek, waar Jesus in die publiek verneder is, in die publiek beledig is, in die publiek fisies uitgemergel is tot sy dood. Op die kruis waar die Romeinse ryk en die Joodse raad 'n komplot teen hom gevoer het en mag oor hom uitgeoefen het. By daardie kruis waar hy sy lewe geoffer het, waar hierdie Romeinse mag, hierdie Joodse raad gedink het hulle seëvier in die afsterwe van hierdie man, waar sy klere onder mense geloot was, waar die skare geskree het, kruisig hom, kruisig hom, waar Simon Petrus hom 3 keer verloon het, waar die disippels eerder na Emmaus toe gestap het, as om by die kruis te staan. Op hierdie wyse was die Here Jesus Christus gekruisig as 'n misdadiger en wou sy eie disippels nie met hom vereenselwig nie. Wou sy eie disippels nie gekenmerk word dat hulle sy volgelinge en sy vriende is nie. Hulle staan eerder wyd weg, van hulle wil nie die bedreiging in die gesig staar, dat hulle ook hulle kruis sal moet optel en die pad na Golgotha moet stap, as hulle verbind word aan hierdie Jesus Christus, wat gekenmerk was op die kruis as die koning van die Jode nie. Hulle stap eerder weg. Broers en susters, in teenstelling met die disippels wat wegstap, in teenstelling met die Joodse raad, wat die Joodse raad owerpriesters, wat daar gestel is deur God, om die verteenwoordigers van God te wees op aarde, om toe te sien dat reg en geregtigheid geskied. Hulle is kruisige onskuldige man. In teenstelling met die Romeinse ryk, wat die kruis gebruik om vrees in gehore te bemagtig, om die mense in vrees te laat staan, dat hulle nie teen die Romeinse ryk die onregverdig is, sal teenstaan nie. In teenstelling met dit, broers en susters. In contrast to the injustice of the Roman Empire, the injustice of the Jewish council, his own disciples leaving him, betraying him. In contrast to this, these women go out to the grave. In teenstelling met dit, broers en susters, gaan hierdie vroue vroeg in die môre na die graf toe. Dalk het hulle ook soos ons vanoggend gedink, moet ek nou regtig gaan, is al baie vroeg in die oggend, ek het nou al reeds gisteraand tot laat gesit, moet ek werklik so vroeg opstaan, maar hulle neem die inisiatief, hulle neem die tyd, hulle vat die speserye, die reukolie en gaan na die graf van die Here Jesus Christus. In hierdie oomblik, broers en susters, gegeewe die omstandighede van die tyd, gegeewe die teenwoordigheid van die Romeinse ryk, is 'n eenvoudige daad
'n eenvoudige daad waarin hulle ere wil bring aan Jesus, raak dit 'n merkwaardige daad. 'n eenvoudige daad van liefde word die daad wat hulle in die posisie stel om die opgestane Here Jesus Christus te aanskou. Simple deeds of love, simple deeds of obedience, simple deeds of commitment towards someone can lead to you being in the position to see that He has risen. Eenvoudige dade van liefde, broers en susters. Eenvoudige toewyding tot iemand se lewe, eenvoudige toewyding om jou daar te stel in daardie kwesbare posisie. Bring jou in 'n posisie waar jy kan aanskou waarlik die Here lewe. By being there, by placing themselves in that vulnerable position, by placing themselves at the grave of the Lord, they become the first witnesses of the risen Lord. They become the ones who is called by the Lord to go out and proclaim this message that He has risen. Brothers and sisters, in a time that was dominated by men, in a time where women's value was not recognized, it is exactly these women who become the first proclaimers of the word of the Lord that He has risen. In this lies the value that no one can be excluded from the gospel of God. No one can be excluded from the kingdom of God, because exactly women, humble women, they are the ones who proclaim the message, He is risen. In this way, brothers and sisters, the significance of the fact, it is not the Roman Empire who is the king of the world. It is not the emperor who reigns on his throne. It is not the Jewish council who stands in power and wealth and status. It is not the people even who are the ones who are powerful. Rather, it is Jesus Christ who was slain on the cross of Calvary. He is the Messiah. He is the risen King. He is the Christ. Broers en susters, die een wie met vroue gesit het, die een wie met tollenaars gesit het, die een wie om beywer het om die siekes te genees, om die blindes te laat sien, om die wie arm is, die wie nood gehad het, die een wie om daar gestel het, om mense in nood by te staan. Hy is die koning, hy is die Christus, hy is die opgestane Heer. It is not the Trumps of the world who is king. It is not the Netanyahus of the world who is king. It is not the Ramaphosas of the world who is king. It is not the ministers nor the presidents who fill their pockets with money and wealth. Die geld dat lê onder die kopkussing nie. Nee, hulle is nie die Here en Meester nie. Die opgestane Jesus Christus is die Here en Meester. Die een wie ons gebrokenheid in sy hande inneem, die een wie sê, kom na my almal wie bemoed en belas is, die een wie sê, laat die kindertjies na my toe kom, hy is die opgestane Here Jesus Christus. This is the gospel of the Lord Jesus Christ, the risen Lord Jesus Christ. This is the joy in which we are called as followers of the Lord Jesus Christ. This is also the demand we are called into, dear beloved. For if we proclaim that He is risen, we are also to follow Him in His way. Ons kan nie stil staan. Ons kan nie soos die disippels na Emmaus toe loop weg van die kruis nie. Ons kan nie soos Petrus hom 3 keer en 4 keer en 5 keer verloon nie. Ons kan nie soos Thomas vra en twyfel nie. Ons word geroep soos hierdie vroue geroep word. Al broers en susters al lê hulle neer. Hulle koppe is amper in die grond. Hulle bevrees. Hulle is met angs geskreeu. Hulle weet nie hoe moet hulle hierdie boodskap oor verkondig nie. Tog, broers en susters, gaan hulle uit en hulle verkondig dat hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En dit is so mooi. Ek het vanoggend in Silver Sands ook genoem. Dit is een van my gunsteling teksverse. En al woorde het vir die disippels
na onsinnige praatjies gelyk. En hulle het nie gegroei. Onsinnige praatjies, waansinnige praatjies. In the New International Version, it is called, and it seemed to them like nonsense, like idle talk. Now, dear beloved, to proclaim the word of God, that the Lord has risen, might seem like nonsense. It might seem like idle talk. It might seem out of this world, but that is exactly the gospel of the Lord Jesus Christ. That it is not from this world, but it comes from the heavenly realm of His divine glory. This is the gospel of the Lord Jesus Christ. It is inexplicable for us as humans, but it is yet undeniable that the Lord has risen and He lives here on earth and He lives amongst us, and His Spirit is still with us. We can experience Him, we can feel Him, we feel Him in our lives. This is the inexplicable yet undeniable reality that Jesus Christ is risen. He who gave His life for mere sinners. He who gave His life out of love for each and every one of us. Not those who seek their own self-interest, not those who seek wealth and status, not those who seek their own needs, not those who wish to dominate in power, who wish to dominate over people. No, the one who lays his life down so that those who are weak can be strong. Those who have nothing can have a place in the kingdom of God. That is the risen Christ. Broers en susters, as hierdie vroue uitgaan, dan sien hulle nie meer die wêreld deur gewone oë nie, maar hulle sien dit deur die oë van die Here het opgestaan. Hulle kan nie meer dieselfde na die wêreld toe kyk nie. Hulle moet dit kyk deur die oë van die God wie uit liefde vir hulle gestuur het, die God wie uit liefde vir hulle uitverkoor het, die God wie uit liefde vir hulle omarm het. Ons word vandag geroep met hierdie opstanding Sondag, broers en susters, om die nuus te ontvang dat 'n lidmaat, 'n jong seun se lewe verloor het weens 'n verbygaande kar wat hom geskiet het om hom. Broers en susters, om te hoor dat jong kinders hulle lewens verloor, van ander jong kinders wat op 'n klip gegooi. Broers en susters, om dag na dag te aanskou op die televisie hoe duisende hulle lewens verloor reg oor die wêreld weens oorlog wat daar gestel is deur ou mans wat in kantore gemaklik sit. And even their council endorses their actions. And they call themselves followers of Christ. They call themselves children of God. Yet they do not take the stand to say what you are doing is injustice. Die Engels wil nie meer saamwerk. But brothers and sisters, when we follow this risen Christ, we are called to feed our hungry. We are called to be with them who are in need, to be with the families who sit with Christians, who sit with peace. We are called to be with people who are ill, with people who are excluded. We are to recognize that the Lord even could use women in a time when they were not valued to proclaim the good news of the Lord. And that does not mean that men are excluded from the kingdom of God. It exactly means that we are all included in the kingdom of God. May we be inspired today by the risen Lord. May we be inspired to go out to our work, to our schools, to our families, to our communities, wherever we may go, may we be inspired to proclaim that He is risen. And that the love of God has called us. Dit bind ons, dit hou ons, dit vertroos ons, maar dit versterk ons ook. Elke dag mag God ons daarby help en om te onthou
dat die roeping, die aanskouing van die opgestane Here Jesus Christus het begin by 'n paar vroue die 'n klein daad van liefde gedoen het en toewyding om te gaan om sy liggaam met speserye uit te smeer. Selfs toe hulle niks in verruil daarvoor kon verwag nie. Toe hy al reeds afgesterf het, het hulle die tyd geneem, die opoffering gemaak om in die vroeë môreoggend-ure te gaan en sy liggaam uit te smeer met speserye. Dit is in die klein dade van liefde waar ons Here se teenwoordigheid aanskou in ons lewens en waar ons ook die vuurtjie in 'n ander kan aanvakker, dat hulle kan sê, waarlik die Here het opgestaan, my leef, dit kan net die Here alleen wees. Maar God ons help om klein dade van liefde, klein saaies van liefde